Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand op hierdie pragtige somerse oggend. Nou my oorlede oom toe hy nog dominee in Nederland was, het 'n boesemvriend gehad. 'n Man wat hy jarelank geken het en al sy geheime vertel het. Iemand waarmee hy saam gelag het en die lewe geniet het. En toe kry hierdie vriend kanker. Nou in Nederland het jy die keuse rondom genade dood. En na baie gesprekke en behandelings wat hy gehad het, en trane en stiltes en gebed, het hierdie vriend van hom besluit, dis hoe hy sy storie wil afsluit op sy eie terme. Nou my oom vertel dat dit een van die mooiste, maar ook die zwaarste prosesse was wat hy al ooit gesien het. Vir die hele 2 weke na aanloop na die D-dag toe, het hy klomp mense elke liewe dag genooi. Eers verlangs vriende en skoolvriende en kollegas, en toe nader en nader vriende en toe familie, en al hierdie mense het so stelselmatig elke dag vir hom kom tot sien sê. Elke dag het dit minder en minder geword, tot die oggend, daai laaste oggend die D-dag, waar dit net sy vrou en my oom oor was. En later het my oom uitgegaan, en toe was dit net haar tyd met haar man en die dokter, en toe het dit net eenvoudig gebeur en hy is ingespuit. Nou 'n week daarna, en dis waar die storie nou eintlik half mooi draai neem, bel hierdie vrou my oom en sy nooi hom vir 'n koffie, want sy sê sy het 'n paar goeders wat sy vir hom wil gee, mementos van hulle tyd saam. Nou daar by haar huis maak sy toe op 'n stadium 'n kas oop, en toe sy die kas oopmaak om vir 'n klomp goeders te gee, toe is daar kristalglase wat nog toegedraai is in hulle bokse, wat sy gehou het vir 'n spesiale geleentheid. 'n Pragtige negligee wat ook nog netjies toegedraai is. Dinge wat gekoop is met die oog op eendag vir 'n spesiale geleentheid, vir wanneer alles gaan reg wees. En daardie eendag, daardie spesiale geleentheid het nooit gekom nie, en dit sou ook nooit weer kom nie. My oom het gesê dat daardie oomblik iets in hom geruk het, nie 'n sagtheid nie, maar 'n harde wakker word alarm. En hy het daarin dan 'n besluit in sy lewe geneem, wat sê, vandag is 'n spesiale dag. Nie môre nie, nie eendag nie, maar vandag. En dis waar die storie vir my en jou begin. Want hoeveel dinge bære ek en jy nog ver weg, netjies toegedraai vir 'n dag wat ons aanvaar gaan kom. Dalk 'n spesiale bottel wyn wat al jare lank stof vergaar, kristalglase wat net vir gaste is, wat nooit kom kuier nie, 'n mooi negligee en 'n mooi slaaprokkie, wat wag vir die regte geleentheid. Dalk is dit ook die woorde in jou hart, iets wat jy graag vir iemand wil sê, maar jy wag vir die regte tyd en geleentheid. Maar die lewe het nie 'n kalender vol waarborge nie. Omstandighede sluip eenvoudig nader en vat oor, siekte klop aan jou deur en verlies gebeur, en soms sonder dat jy dit besef, word later heeltemal van die tafel afgevee. En dalk is die vraag vandag eenvoudig. Wat wag jy nog om te leef? Miskien is vandag die dag om daardie oproep te maak na iemand toe. Nie wanneer dinge beter is nie, maar nou. Vandag is vandag die waarheid te sê vir iemand wat jy lankal in jou hou, van hoe jy voel oor 'n ding, nie noodwendig perfek verwoord nie, net eg. Vandag die kristalglase uit die kas te haal en vanaand daardie bottel wyn daarbo uit die rak uit te haal en die stof af te stof en hom oop te maak en saam te geniet. Nie vir die herdenking nie, maar vir die feit dat jy lewe vandag. Dalk vandag daai mooi slaaprokkie aan te trek, nie om iemand te beïndruk nie, maar omdat jy mag. Vandag vir iemand blomme te koop met sjokolade, en nie wag vir Valentynsdag nie, maar vir vandag. Vandag daardie geskenk vir iemand te koop en te gee, sonder dat dit hulle verjaarsdag is, net omdat liefde nie 'n datum spesifiek nodig het nie. Ons wag so maklik, né? Ons bære so maklik. Ons leef so dikwels asof die lewe eers moet begin. Maar dalk fluister God vandag sag vir jou, maar duidelik, hoekom wag jy as ek vandag vir jou gegee het? Die Bybel praat van vandag, van nou, van asem, van manna wat nie tot môre kan hou nie. En miskien is dit die uitnodiging vir jou, is hou op toedraai, hou op bære, hou op wag. Leef, gaan maak oop, haal uit en hou op wag. Met oorgawe, gaan leef met vreugde en met ekstase. Nie omdat alles noodwendig reg is en perfek is in jou lewe nie, maar omdat jy vandag leef. En dit is dalk rede genoeg om te vier. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.